as ek my administratiewe vaardighede in werking stel. Want nou hier is Lydia van Willigstein. Mag sy vir ons. Môre Lydia. Môre Isak. Goeiemôre en welkom hier by ons. Nou hoekom wys jy nog nie? Ek moet daai ding afhaal. Daar's 'n ding wat ek moet afhaal. As ek hom nou net remove, dan gaan ek en jy, daar's ons. Nou is ons lekker. Baie welkom by ons program. Dankie, baie dankie. Lydia, jy is die medeskrywer van die boek The Bomb, saam met jou pa Nick van Willig, wat jarelank 'n baie belangrike rol in Suid-Afrika se kernprogram gespeel het. Nou met Iran en Israel wat mekaar takel oor kernarsenale, kernwapenarsenale, het ek gedink dit behoort nou nogal interessant te wees om 'n bietjie te gesels oor Suid-Afrika se kern moontlikhede en hoe lyk die program op die oomblik, want in die boek verduidelik julle hoe Suid-Afrika se een van die min lande is wat hulle kernmoontlikhede afgeskaal het en bewyse daarvan gelewer het, nê? Ja, om die waarheid te sê, ons is nog steeds die enigste land wat vrywilliglik afstand gedoen het van ons kernwapens. As 'n mens kyk na lande soos Oekraïne en Belarus en Kazakhstan, is dit waar dat hulle ook hulle wapens teruggegee het aan Rusland na die ineenstorting van die Sowjetunie. Maar hierdie was Sowjetwapens geweest. Dit was nie wapens wat hulle self ontwikkel het nie. So Suid-Afrika het nog steeds die reputasie as die enigste land ter wêreld wat besluit het om vrywilliglik van sy kernwapenarsenaal ontslae te raak. Wat behels of het hierdie kernprogram behels? Want daar's mense wat nogal groot waardering en respek het vir hierdie program wat Suid-Afrika gehad het. Ja, ek dink jy weet dit gaan nou nie oor of 'n mens kernwapens ondersteun of nie, maar as 'n mens op tegnologiese kant daarna kyk, was dit darem 'n ongelooflike prestasie, want dit het natuurlik gebeur teen die agtergrond van internasionale sanksies. So daar was baie vindingrykheid nodig van die Suid-Afrikaners om hierdie wapens te bou. Maar ek kan miskien net noem dat die doel aanvanklik was nie om kernwapens te hê nie. As jy onthou het Dwight Eisenhower in 1953 by die Verenigde Nasies sy beroemde Atoms for Peace toespraak gelewer. En hy het besef dat die gebruik van kernkrag gaan uitbrei en dat hulle dit nie meer net kon beperk tot 'n klein groepie lande nie. So hy het gehoop dat lande met mekaar kon saamwerk om die vreedsame gebruik van kernkrag te bevorder. En ook in hierdie konteks dat die Amerikaners vir ons 'n reaktor gebou het, die sogenaamde Safari 1 reaktor by Pelindaba, wat in 1965 in gebruik gestel is en wat vandag nog werk. En die aanvanklike idee was dat dit vir vreedsame doeleindes sal wees. En dan kyk mens na dinge soos kernkragopwekking, jy kyk na bestraling en isotope, so alles gebruike waarmee mens nou nie regtig kan fout vind nie. Maar toe het dinge natuurlik verander teen die agtergrond van die Koue Oorlog. En toe die planne 'n bietjie meer van 'n aggressiewe vorm aangeneem. En dit is juis in 1977 dat Suid-Afrika toe besluit het die kernbeleid gaan verander. En daar is toe 'n plan in werking gestel. Daar was 4 scenario's waarvoor ons voorsiening gemaak het. So in die eerste geval sou daar 'n onsekerheid gehandhaaf word. En dit is daai strategiese onsekerheid wat Israel vandag nog handhaaf. Want ons almal weet hulle het 'n kernwapenprogram, maar hulle het dit nog nooit erken of ontken nie. Dit is eintlik 'n baie suksesvolle strategie, want so hou jy almal aan die wonder.
En dan die tweede fase sou wees om dit koevert, om die kernwapenkapasiteit koevert aan ander moondhede, soos byvoorbeeld die FSA bekend te maak. Om vir hulle te sê, kyk, as ons grondgebied bedreig word, dit is wat ons kan doen. En dan fase 3 sou die fase wees waar 'n mens sou oorgaan tot 'n oorverte demonstrasie, met ander woorde 'n ondergrondse toets of selfs net 'n amptelike aankondiging om te sê, hoor die Suid-Afrika het kernwapens, so staan 'n bietjie terug. En professor Andrei Buys het nou die dag vir my gesê, daar was 'n 4de fase ook. Maar dit was misleidend. Dis ingeskryf in die dokument vir ingeval daar 'n lekasie sou wees. En die 4de fase het gesê Suid-Afrika sou dan, indien al hierdie ander stappe nie gewerk het nie, oorgaan tot die daadwerklike gebruik van kernwapens teen die buurlande. Maar hy het dit beklemtoon teenoor my dat dit bloot in die dokument was om mense te mislei. So daar was eintlik maar net die 3 fases en in die praktyk het ons nooit verder gevorder as fase 1 nie. Suid-Afrikaners wat nou dikwels in die noorde kom, en vir Suid-Afrikaners in die noorde is een van die simbole van daardie kernkrag vermoëns wat Suid-Afrika gehad het, natuurlik daardie aanleg daar by Hartbeespoort-dam, Pelindaba, baie groot aanleg daar. Beteken dit daai hele groot aanleg, die lê nou steriel daar? Wat gebeur nou deesdae daar? Ja, so ons het teen die einde van die program, dit was nou in September 1989, het F.W. de Klerk aan bewind gekom en hy het besluit die kernwapenprogram wat in daardie stadium bestaan het uit 6 voltooide kanon-tipe ploftoestelle en genoeg hoogverrykte uraan vir 'n 7de, dit moet nou afgetakel word. En toe tussen 1990 en 91 is die wapens dan inderdaad afgetakel. En daarna is die personeel by die Atoomenergieagentskap drasties verminder. Daar was natuurlik baie minder uitdagings vir wetenskaplikes om daar te werk. En hulle konsentreer nou vandag op die produksie van isotope. En dit is waarom die Safari 1 reaktor nog steeds daar is, hoekom dit nog steeds in werking is. So NEXA, soos hulle vandag bekend staan, die Nuclear Energy Corporation of South Africa, is een van die wêreld se grootste vervaardigers van mediese isotope. Die ontwikkeling van hierdie kernkragvermoë het natuurlik dis 'n storie wat gepaard gaan met spionasie en allerlei geheime goeders en vertel 'n bietjie vir ons meer van daai storie wat ons gewone Suid-Afrikaners nie veel van weet nie. Daar is eintlik baie interessante aspekte hieraan verbonde. Ek kan miskien net gou noem dat Suid-Afrika wel beplan het om 'n toets uit te voer. En dit was in 1977. Maar dit was 'n sogenaamde koue toets. So hulle het toe nog nie genoeg hoogverrykte uraan gehad vir die plofkop nie. So dit sou eintlik 'n geïnstrumenteerde toets wees. So hulle het dit daar in die Kalahari gedoen by 'n basis, 'n militêre basis met die naam van Vastrap. En daar sou dan die koue toets sou dan plaasvind, so hulle het nou die Weermag en die Raad vir Atoomkrag se ouens gekry wat vir 2 weke lank voorberei het vir hierdie toets in Augustus 1977. En alles was reg, die plasings, toring, die huisstelsels, alles was reg gewees oor die toetskag vir die toets om plaas te vind. Hulle het net gewag vir die instrumentasiemodules wat nog met ventersleepwaandjies van Pelindaba af moes kom. En toe op die Sondagmiddag, die 14de Augustus, was daar 2 wetenskaplikes van die RAK wat 'n vliegtuig sien vlieg het baie laag oor die basis. En hulle het onmiddellik besef iets is verkeerd. En hulle het probeer op verskillende maniere om op te spoor waar hierdie vliegtuig vandaan gekom het en hulle kon nie. En interessant genoeg 'n paar dae later het Wynand de Villiers, wat toe die visiepresident was van die RAK, die ouens by die basis gebel en gesê, ons staak die toets onmiddellik. Alles moet begrawe word in die sand of opgepak word en teruggeneem word Pretoria toe. En die rede was dat die Sowjetunie op hulle satelliete hierdie vreemde voorbereidings vir die toets in die middel van die woestyn, in die middel van nêrens waargeneem het.
En hulle het toe die Amerikaners daaroor in kennis gestel. Nou hoe vreemd is dit nie, want ek meen dit was teen die agtergrond van die Koue Oorlog. En die Amerikaners het toe nou die skroewe aangedraai en die res van die Weste het betrokke geraak en vir 2 weke lank intense druk op Suid-Afrika uitgeoefen om die toets te laat vaar. Die Franse het byvoorbeeld gedreig om hulle betrokkenheid by Koeberg te stop. So Suid-Afrika het nie 'n keuse gehad nie. Hulle moes met ander woorde toe die toets stop. En waar die spionasie gedeelte inkom, en dis eintlik interessant, party van die luisteraars sal seker vir Commodore Dieter Gerhard onthou. Hy was vir 'n lang ruk bevelvoerder gewees van die vlootbasis by Simonstad. En hy het ook vir 30 jaar geheime aan die Sowjetunie verkoop. Hy het aanvanklik besluit om sy dienste aan die Amerikaners aan te bied, maar hulle was nie geïnteresseerd nie. Toe het hy die Russe gaan sien en hy het vir 30 jaar geheime aan hulle verkoop en hy het tydens sy loopbaan in die vloot het hy besoek afgelê by Vastrap en hy het natuurlik toegang gehad tot sekere inligting. So dit is natuurlik die teorie dat hy die inligting aan die USSR verskaf het. Hy is toe natuurlik ook in 1982 aangekeer in die VSA as 'n spioen vir die USSR en hy is teruggestuur Suid-Afrika toe. Hy is hier verhoor in 1992 vrygelaat en die laaste wat ek van hom gehoor het bly hy tans saam met sy vrou in Noordhoek in die Wes-Kaap. Hoe ver teen die tyd wat ons hierdie aftakeling begin het, hoe ver sou Suid-Afrika wees in terme van om so 'n bom in gebruik om dit te kan gebruik? Sê okay, maar as julle nou vir ons probleme gee dan watch it. Ja, so ons het 6 volledige kernwapens gehad en genoeg hoogverrykte uran vir 'n 7de. En hierdie bomme is gebou en gestoor by die Gerotech toetsterrein in die weste van Pretoria. En professor Andrei Buys het aan die hoof gestaan van hierdie operasie. En om nou net 'n idee te gee, hierdie bomme het so 1 kiloton elk geweeg en hulle het 'n plofkrag gehad van tussen 10 en 18 kiloton elk. En as jy nou dink byvoorbeeld aan die bom wat neergegooi is oor Hiroshima, dit was ongeveer 15 kiloton. En soos ons weet het dit tussen Augustus en Desember 1945 tot die dood van 140.000 mense gelei. En die behoefte aan 'n toets was eintlik nie so groot nie, want soos Waldo Stumpf dit ook later verduidelik het, hierdie bomme van ons was maar gebaseer op die Hiroshima bom en soos hy dit gestel het, ons weet die Hiroshima bom het gewerk. Wel, ja. Lydia, hierdie boek is beskikbaar op die oomblik weer nou nogal van my maand af. Ek wil gou vir mense meer besonderhede daaroor gee en dan wil ek gou verder met jou oor kernkrag per se self gesels. Ja, so ons het die boek vir die eerste keer in 2014 uitgegee in Afrikaans as Die Bom, Suid-Afrika se kernwapenprogram. En ek en my pa het nogal sterk gevoel daaroor dat ons die boek in Afrikaans moes skryf, want dis eintlik fascinerend as mense uit 'n taaloogpunt kyk na die program, want alles het in Afrikaans geskied. Daar was 'n klein vakterminologie boekie wat deur die akademie uitgegee is in 1976. En die ouens het maar hulle terme geskep soos hulle, jy weet, nou gevorder het met die program. So die hele program is met hierdie geweldige gesofistikeerde terminologie gevoer. En soos ons nou weet, jy weet, dit is waarskynlik terminologie wat nooit weer gebruik gaan word nie. En toe nou die volgende jaar, daaropvolgende jaar in 2015 het ons die boek na Engels vertaal, The Bomb, South Africa's Nuclear Weapons Program. En die boek is intussen 'n paar keer herdruk en dit is nou weer beskikbaar op die rakke, in Afrikaans en in Engels. Ons het die Engelse weergawe destyds in Wene by die Verenigde Nasies gaan bekendstel. En ek dink as mens kyk na wat nou op die oomblik gebeur in die wêreld, is kernwapens meer relevant as ooit tevore. Ek het net vanoggend gelees dat Pakistan byvoorbeeld nou gedreig het dat indien Israel taktiese kernwapens teen Teheran sou gebruik,
Pakistan nie sou skroom om Israel met kernwapens aan te val nie. En dan weet ons natuurlik ook van Putin en sy dreigemente oor die gebruik van kernwapens in Oekraïne. So iets wat eintlik half vergeet is in die afgelope paar dekades het nou weer uiters aktueel geword. En interessant nogal dat daai Pakistanse vermoë is nogal goedgekeur deur Amerika. So dis 'n bietjie van 'n ding terugdraai en hulle nou in die bout wil byt, nê? Nee? Ja, want in 'n stadium was hulle gesien as 'n regtig 'n goeie bondgenoot van die VSA uit 'n strategiese oogpunt. Ek wil nou juist vir jou vra nou dat jy noem van Rusland en Pakistan, jy het ook nou ons weet nou van Iran en jy het ook Israel se vermoë genoem. Weet ons van ander lande wat 'n noemenswaardige kernkragvermoë het? Ja, so in 1970 is die NPT of die Non-Proliferation Treaty wat ons die kernsperverdrag noem in Afrikaans geteken. En 191 state is lede hiervan. En binnekort gaan dit net 190 wees want Iran het nou gister aangekondig dat hulle uit die NPT gaan onttrek. So hierdie lande onderneem dan om kernwapens af te takel en om uiteindelik totale ontwapening na te streef en om kernkrag net vir vreedsame doeleindes te gebruik. En die interessante ding is die 1970 verdrag maak 'n verskil tussen twee groeperings. Hulle sien die kernwapenstate aan die een kant en die nie-kernwapenstate aan die ander kant. En die definisie wat hulle gebruik vir kernwapenstate is die state wat voor Januarie 1968 bomme laat ontplof het. So toevallig is dit nou dieselfde ouens wat ook lede is van die Veiligheidsraad van die VN. So dis die VSA, Rusland, China, Frankryk en Brittanje. So volgens daai ooreenkoms mag niemand anders bomme hê nie. Maar nou weet ons, daar is op die oomblik 9 state in die wêreld wat kernwapenarsenale het. So daar's die groot 5 of die P5 soos dit daarna hulle verwys word. En dan het jy Israel wat dit nog nie erken of ontken het nie, maar ons weet hulle het sedert 1967 kernwapens. En dan Indië, Pakistan en Noord-Korea. En as jy kyk na die kernwapenarsenale, dan het ons so ongeveer 13 kernwapens, 13,000 kernwapens in die wêreld, waarvan die Russe die meeste het. Hulle het so 4,300, sê dat ek nou laas gekyk het na die syfers. Amerikaners het 3,700. En dan kry jy China wat regtig vinnig groei. Hulle het in hierdie tyd nou al 600 kernwapens. Gevolg deur Indië met 170, Pakistan met 169. En dan het jy Israel met 90 en Kim Jong-un het ook al 50. So as jy nou kyk na ons 6,5 wapens, dan is dit maar eintlik 'n baie beskeie arsenaal wat ons gehad het. Maar as jy dink na die feit dat ons 'n baie klein land was en dat ons maar moes planne maak in baie gevalle omdat ons nie toegang gehad het tot tegnologie of toerusting nie, dan dink ek dit is werklik 'n groot tegniese prestasie. En die inspekteurs van die internasionale atoomenergieagentskap wat nou na 1991 verskeie kere hier kom besoek aflê, het ook almal gesê. Hulle was verstom oor wat die Suid-Afrikaners alles kon doen met, soos ons in die boek sê, 'n spreekwoordelike stukkie blou draad. Is daar legitiem, is die vrese oor Iran se kernkragvermoë legitiem? En ek vra dit want ek sien alle berigte wat daaroor handel sê dat Iran maande weg is van 'n kernkragbom. Dis nie asof hulle dit môre kan bou nie. Ja, so ek kan miskien net vinnig noem dat in die politieke wetenskap word daar deesdae 4 groeperinge van lande met kernwapen kapasiteit onderskei. So ons het nou die ou definisie van die kernwapens en die nie-kernwapenstate wat die NPT in 1970 vasgelê het. Maar nou het jy intussen die werklikheid dat daar ander state bygekom het wat ook kernwapens het. En dit is nou die ouens na wie ek verwys het, dis nou Indië en Pakistan en Noord-Korea en Israel. So hulle is wat genoem word die outliers. En dan het jy die latente state. In Iran en selfs Suid-Afrika val in daardie kategorie.
So dit is state wat tegnologies oor die vermoë beskik om kernwapens te bou as hulle wil. Japan is toevallig ook deel van daai groepering. Maar dis lande wat kies om dit nie te doen nie of wat nog op pad is soontoe. Want onthou die belangrikste en die moeilikste deel van kernwapens vervaardig is die verryking van Iran. Dit is nie vir almal beskore nie. En ja, dis waar dat Iran oor die vermoë beskik. Hulle het 'n kernreaktor in Bushehr, hulle het 2 Iran verrykingsfasiliteite in Fordo en Natanz. Ek weet nie wat's oor in Natanz nie, want Natanz is nou gebombardeer, maar Fordo lê onder 'n berg. So ons sal moet sien met watter vindingryke die Israelies daarna vore gaan kom. En daar word gereken dat hulle, as mens nou kyk na 'n kernwapen waarvoor jy 25 kg wapengraad Iran nodig het, dan is Iran tans in staat om binne 'n week genoeg Iran daarvoor te produseer en binne 'n maand 9 kernwapens te kan bou. Maar goed, dan moet mense nou in gedagte hou, daai wapens moet nog getoets word. So dit is ook maar teoreties. En hier, ek wil nou nie in die bresse tree vir Iran nie, maar ek kan daarom net noem dat daar onder die Obama-administrasie baie hard gewerk is destyds en mense vergeet daarvan. Om in 2015 daai Joint Comprehensive Plan op te stel, wat deur die 5 groot westerse moondhede en Duitsland beslis is met Iran. In ingevolge van daardie ooreenkoms, sou Iran begin om hulle persentasie van Iran-verryking af te skaal en die sanksies sou dan in ruil opgehef word. Nou onthou daai verdrag het 3 jaar geneem om tot stand te kom. En in 2018 het Trump unilateraal besluit, nee wat, hy glo nou nie meer hierin nie en hy glo ook nie in Iran se bona fides nie en hy het net daar beëindig. En dit het baie teleurstelling en ook woede in Iran veroorsaak, want hulle wil baie graag die einde van die sanksies sien. En dan kyk ons nou na die samesprekings wat pas begin het of 'n rukkie gelede begin het en wat deur Oman gefasiliteer word tussen Iran en Amerika. En dit het nou op die 12de April gebeur. So dit is nog nie eers 2 maande aan die gang nie. En intussen het Israel besluit met die goedkeuring van die VSA om Iran aan te val. So ek dink dit is eintlik 'n skop in die bek vir internasionale diplomatie dat daar nie meer tyd spandeer is om daai roete behoorlik te verken nie. En na elkeen van die 5 sessies wat al plaasgevind het sedert die 12de April toe die samesprekings begin het albei partye elke keer gesê ons maak vordering. En toe ewe skielik kom hierdie aanval wat natuurlik nou alles laat anders uitsien en Iran het soos verstaan kan word aan die samesprekings onttrek. En ek vind dit nogal jammer. Wat is jou mening oor hierdie oorlog wat Israel in die gang gesit het? Dit is, beskou jy dit as 'n is hulle reg of verkeerd? Wel, soos ek nou gesê het, ek dink diplomatie moes 'n kans gegee word, want daar was vordering. 'n Mens kan nie verwag dat daar in 2 maande 'n ooreenkoms sommer net so bereik kan word nie. Ons moet onthou die Iranese is baie trotse mense. Hulle is baie sterk nasionalisties. Hulle het hierdie liefde-haat verhouding met moderniteit. So hulle wil graag wys hulle is welvarend en hulle het die vermoë om kernbomme te maak. Hulle is 'n moderne, suksesvolle staat. Maar aan die ander kant verbied die Koran hulle eintlik om hierdie wapens van massavernietiging te gebruik. En ek glo nie Iran sou kernwapens ontwikkel en gebruik het nie. Ek dink hulle het bloot daardie ambivalente onsekerheid waarvan ek net nou gepraat het wat in ons eerste fase van ons kernwapenbeleid gegeld het, nagestreef. So hulle wou net hê almal moet self wonder, het hulle nie, en dit sou vir hulle goed genoeg gewees het. Hulle sou nie noodwendig oorgegaan het tot die vervaardiging van wapens nie. Daarmee sê ek nie hulle sou nie, maar ek dink die ambivalensie van die situasie het hulle perfek gepas. Maar nou weet ons ook dat Israel al dekades lank voorberei en ek dink hulle kon hulle self net nie help nie. Hulle plan was nou reg
en hulle het gevoel ons moet nou toeslaan. En nou druk hulle Iran in 'n hoek en dit is trotse mense met wie jy te doen het. Dit is mense wat, soos ek gesê het, erg nasionalisties is. En as ek kyk na ons eie geskiedenis en hoe Suid-Afrika gereageer het tydens die toepassing van internasionale sanksies. Jy weet, lande wat in 'n hoek gedruk word, is baie gevaarlik. En dan maak hulle hulle eie planne. En dis nie altyd eintlik in die geskiedenis dit vir ons oor en oor bewys, nê? Ja, dit is jammer dat ons nie uit hierdie foute leer nie. Maar jy weet, dit is so Suid-Afrika se voorbeeld. Ek kan dit miskien net gou noem want dit was my baie interessant. Ek was 'n rukkie terug by 'n werkswinkel wat bygewoon is deur 'n paar mense wat groot rolle gespeel het tydens die kernwapenprogram. Daar was ook 2 inspekteurs van die internasionale atoomenergieagentskap in Wene teenwoordig en hulle het Suid-Afrika na die aftakeling van die program baie besoek, so hulle dra intiem kennis van die program. En dan was daar ook 'n groepie afgetrede diplomate wat betrokke was by die ondertekening van die kernsperverdrag en die Suid-Afrika se hertoetrede tot die internasionale toneel. En toe ons daar aan die einde van die werkswinkel praat oor wat kan uit Suid-Afrika se voorbeeld geleer word as 'n land wat te midde van groot bedreigings sy eie program begin het en dit toe afgetakel het, vrywilliglik afgetakel het, was die antwoord niks. En dit was vir my nogal skokkend geweest. Die diplomate het gesê, kyk, dit het nou die internasionale verhoog vir ons weer geopen toe die wapens afgetakel is. En Suid-Afrika kon toe nou toetree tot die wêreldtoneel en sê, hoor die ouens, hier is ons, dit het gewerk, kom ons help julle om vir julle te wys hoe dit werk. En dit het Suid-Afrika se prestige en internasionale aansien verhoog. Maar op 'n praktiese vlak, en dit het almal, die inspekteurs, die afgetrede diplomate en die persone wat betrokke was by die kernwapenprogram, hulle was almal dit eens dat daar niks geleer kan word uit Suid-Afrika se voorbeeld nie, omdat ons spesifieke konteks soveel anders is as byvoorbeeld Iran en Israel se konteks. So dis 'n baie siniese manier van kyk daarna, maar ongelukkig is dit waar. Die institusionele geheue van die aftakeling van die program by die internasionale atoomenergieagentskap is ook daarmee heen. Die 2 oud inspekteurs wat daar was sê vir ons, hulle het so ruk terug Suid-Afrika se dossier verloor by die hoofkantoor in Wene. En daar's niemand meer werksaam wat intiem betrokke was by die aftakeling van die program en die inspeksies wat daarop gevolg het nie. So dit is eintlik hartseer om te dink dat Suid-Afrika hierdie groot opoffering gemaak het en 'n bydrae gemaak het tot wêreldvrede en 'n voorbeeld wou stel, maar dat dit uiteindelik toe nie veel beteken het nie. Dis Lydia van Willigstein wat so met ons gesels. Sy is die medeskrywer van die boek The Bomb wat nou weer in boekwinkels beskikbaar is. Julle moet gaan kyk daarna, The Bomb. Nick van Willig en Lydia van Willigstein, en soos julle kan hoor, sy weet baie. En is baie mense wat ook opmerkings daaroor gemaak het. Lydia, baie dankie dat jou kennis en insig met ons kom deel. Dit was regtig lekker om na jou te luister. Ons hoop om jou weer 'n slag hier op die program te hê. Baie dankie Isak, ek waardeer dit. 'n Lekker dag vir almal. Groetnis. Totsiens. Interessante leesstof, The Bomb deur Nick van Willig en Lydia van Willigstein. Gaan lees dit. Dit is goeie leesstof en soos jy kan hoor, Lydia weet, sy verstaan. Sy praat nie sommer net nie. Sy praat uit kennis uit. Bring ons aan die einde van vandag se program. Baie dankie dat jy saam kom kyk het. Dankie dat jy saam deel. Groetnis, alle seën en heil. Ons groet vir jou tot môre toe. Steek hom stinkie en môreoggend praat ons verder met mekaar.